Hartlike goeiedag. Ek wil graag met jou vandag praat oor die tema, die Martha en die Maria in ons elkeen. Jesus het onaangekondig by die huis van Martha en Maria in Betanië aangekom. Martha het dadelik kos begin gereed maak. Sy het later verontwaardig geraak dat Maria haar nie help nie, maar verkies om aan Jesus se voete te sit en na sy woorde te luister. Ons lees in Lukas 10 vers 41 en 42 hierdie woorde. Maar die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge. Maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Jesus het verseker nie 'n probleem daarmee gehad dat Martha hard gewerk het nie. En dit nogal vir hom. Dit gaan egter hier oor prioriteite. In sy koninkryk is daar sekere oomblikke wanneer sekere dinge belangriker is as ander. Op daardie dag wou Jesus kosbare waarhede deel met hierdie gesin vir wie hy so lief was. Hy sou graag wou gehad het dat ook Martha dit beleef. Daar sou sekerlik 'n tyd aangebreek het dat hy sou sê, nou goed dames, nou kan julle iets gaan maak om te eet. Vir ons wat op een of ander manier betrokke is by die werk van die Here, is dit nodig om te weet dat dit belangriker is om eers by Jesus self uit te kom en aan sy voete te gaan sit, voordat ons vir hom kan werk. Die Martha-werk word makliker wanneer ons eers, soos Maria, aan sy voete gaan sit en van homself 'n stukkie brood ontvang het. Jesus self het dikwels in die nag in eensaamheid sy Vader se teenwoordigheid gaan opsoek, sodat hy die volgende dag die mense met hulle nood kon help. Soos ons met die vermeerdering van die brood gesien het, het ons eintlik niks om te gee, as ons hande en ons hart nie eers deur Jesus self gevul word nie. Voordat Moses die werk van die Here in Egipte kon gaan doen, moes hy eers by die brandende bos uitkom. En in sy brief aan die gemeente van Efese in Openbaring 2 vers 4, het Jesus die gemeente se werke hoog aangeprys, maar hulle liefde vir hom was nie meer dieselfde nie. Here, help my, dat die Martha in my nie meer prominent raak as die Maria nie. Ek bid dit in U naam. Amen.